Geliefdes, baie welkom by hierdie erediens vanoggend. Dis die wonderlike voorreg wat ons het om so as geliefdes in ons Here Jesus Christus saam te wees rondom die woord van die Here. En mag jy in hierdie erediens in die besonder die warmte en die liefde van God deur sy Gees ervaar. Geliefdes, hierdie is die 20ste in die reeks preke uit die Ou Testament. En vandag behandel ons in die besonder 2 Samuel 12 vers 1 tot 25. 2 Samuel 12 vers 1 tot 25. En ons gaan saam sing uit Gesang 41 vers 1 tot 3 en Gesang 128 vers 1 tot 5 as slotsang. Gesang 41 vers 1 tot 3 as lofsang en Gesang 128 vers 1 tot 5 as slotsang. Geliefdes, kom ons word stil voor die Here. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word aan u ryklik geskenk deur God, ons hemelse Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, die Here het ons gegroet in sy seëngroet. Kom ons antwoord die seëngroet van die Here en ons sing as lofsang tot God die pragtige Gesang 41 vers 1 tot 3. Gesang 41 vers 1 tot 3. Geliefdes, wat 'n wonderlike voorreg om so saam die Here te loof en te prys en sang. Maar voordat ons uit die woord van die Here lees, geliefdes, kom ons bid eers saam. Ons wil, o Heer, u lof en eer vir liefde en genade bring. Ons kniel en buig, aanbid en juig, verlostes voor die Vader. Ons is verbly, van skuld bevry, verbind aan u, ons Vader. Gelowig steun ons op u seën, want ons het niks verdien nie. Ons Heiland het, om ons te red, nie eens die dood ontsien nie. Ewige hemelse Vader, in hierdie dag bid ons in die besonder vir elke lidmaat in u gemeente hier, maar ook vir elke kind van u oor die hele aarde. Here, wil u ons almal behoed en bewaar en ons elke dag deur u Gees op u ewige
pad lei te midde van die moeilike omstandighede in hierdie land en ook in hierdie wêreld. Dit is al wat ons begeer. Ons vra U Vader, gee dat ons nou U woord en in die besonder 2 Samuel 12 net van U af sal hoor. Ja, dat ons sal verstaan wat U in ons hierin wil leer. En dat ons hier sal weggaan en gaan doen wat U van ons vra. Ons vra ook, Hemelse liefdevolle Vader, vergewe asseblief al ons sondes. Alles wat ons ooit teen U gedoen het, in woorde, in gedagtes en dade. En help ons, Hemelse Vader, om almal wat iets teen ons gedoen het, van harte te vergewe, soos wat U ons vergewe. Ons bid dit van U alleen, in die naam van U Seun, ons Verlosser en Here Jesus Christus, en deur die krag van U Heilige Gees. Amen. Geliefdes, as ons vanoggend kyk na 2 Samuel 12, vers 1 tot 25, gaan ons werklik in hierdie gedeelte 'n aangrypende, 'n werklike merkwaardige gedeelte aanhoor. Enkele agtergrondopmerkings voordat ons lees. Geliefdes, verlede Sondag het ons gehoor hoe koning Dawid so pragtig uitgereik het en die verlamde Mefiboset, die seun van Jonatan, die seun van koning Saul, op 'n besondere manier gehelp het. Hy het Mefiboset en sy gesin in sy paleis laat woon vir die res van hulle lewe. Na hierdie aangrypende gebeure, hierdie uitreik deur koning Dawid, het Israel in 'n oorlog teen die Ammoniete en die Arameërs betrokke geraak. En terwyl die oorlog gewoed het, het koning Dawid nie soos gewoonlik aan die veldslag deelgeneem nie. Hy het in sy paleis gebly. Joab, die owerste oor die magte van Israel, het met die leer van Israel teen Ammon en die Arameërs gaan veg. En dan, een middag laat, nadat Dawid gerus het, het hy op die dak van die paleis gaan stap. Daar het hy afgekyk op 'n huis daar naby. Daar was 'n jong getroude vrou met die naam van Batsiba, besig om te bad. Sy was besonder mooi en Dawid het haar begeer. Haar man Uria was 'n soldaat wat saam met Joab en die ander soldate in die oorlog gaan veg het. Dawid het oor haar navraag gedoen en uitgevind dat haar man Uria weg is. Hierop het koning Dawid vir Batsiba laat roep en sy het na die paleis gegaan. Daar het Dawid haar verlei en sy het by hom geslaap. Kort hierna is bevind dat Batsiba verwagtend was met Dawid se kind. Dawid het onmiddellik besef wat dit gaan beteken. Die hele volk gaan vir hom kwaad wees oor die ontug wat hy hier gepleeg het. Hierdie sonde gaan hulle teen hom hou. Daarom het Dawid 'n slinkse plan beraam. Hy het aan Joab, sy leerowerste, opdrag gegee dat Uria op die voorpunt van die ewigste geveg geplaas moet word. Ons lees in 2 Samuel 11 vers 15 verder watter skandelike boodskap koning Dawid aan Joab skryf. Dawid vra dat sodra die oorlog begin, die ander soldate wat saam met Uria veg, moet terugtrek, sodat Uria alleen agterbly en alleen daar op die voorpunt in die ewigste gedeelte van die geveg teen die vyand moet veg. Dit het toe presies so gebeur. Dawid het so verseker dat Uria in hierdie oorlog sterf. Uiteindelik lees ons in die laaste vers van 2 Samuel 11. Nadat die routyd verby was, het Dawid gestuur
en Batsheba in sy huis opgeneem, en sy het sy vrou geword, en vir hom 'n seun gebaar. Maar die ding wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. Geliefde, ruk hierna speel die verhaal af, wat ons nou in 2 Samuel 12 vers 1 tot 25 gaan lees. Ons lees daar: Daarom het die Here Nathan na Dawid gestuur. Toe hy by hom inkom, sê hy vir hom: Daar was 2 manne in 'n sekere stad. Die een was ryk en die ander arm. Die ryke het 'n groot menigte kleinvee en beeste gehad, maar die arme het glad niks gehad nie, behalwe een klein ooilammetjie wat hy gekoop en in die lewe gehou het, en wat by hom en saam met sy kinders groot geword het. Dit het van sy stukkie brood geëet en uit sy beker gedrink en in sy skoot geslaap. En dit was vir hom soos 'n dogter. En toe daar besoek kom by die ryk man, het hy ontsien om van sy kleinvee of beeste te neem om vir die reisiger wat by hom gekom het iets te berei. Daarom het hy die ooilam van die arme man geneem en dit berei vir die man wat by hom gekom het. En Dawid het baie kwaad geword vir die man en aan Nathan gesê: So waar as die Here leef, die man wat dit gedoen het, moet sterwe. En die ooilam moet hy 4voudig teruggee, omdat hy hierdie ding gedoen het en geen ontferming geken het nie. Toe sê Nathan vir Dawid: U is die man. So sê die Here, die God van Israel: Ek het jou as koning gesalf oor Israel, en ek het jou gered uit die hand van Saul, en ek het die huis van jou Heer aan jou gegee, en die vroue van jou Heer in jou skoot. En ek het die huis van Israel en Juda aan jou gegee, en as dit te min was, sou ek aan jou nog meer sulke dinge daarby wil voeg. Waarom het jy die woord van die Here verag, deur te doen wat verkeerd is in sy oë? Uria, die Hetiet, het jy met die swaard verslaan en sy vrou het jy vir jou as vrou geneem, nadat jy hom deur die swaard van die kinders van Ammon vermoor het. En nou sal die swaard vir ewig van jou huis nie wyk nie, omrede dat jy my verag het en die vrou van Uria, die Hetiet, geneem het om jou vrou te wees. So sê die Here: Kyk, ek sal uit jou huis onheil oor jou verwek, en jou vroue voor jou oë neem en aan jou naaste gee, sodat hy by jou vroue sal slaap voor die oog van hierdie son. Want jy het dit in die geheim gedoen, maar ek sal hierdie dinge doen voor die hele Israel en in die volle sonlig. En Dawid sê vir Nathan: Ek het gesondig teen die Here. En Nathan sê vir Dawid: So het die Here dan ook u sonde vergewe. U sal nie sterf nie. Maar omdat u die vyande van die Here deur hierdie saak aanleiding gegee het om grootliks te laster, sal die kind wat vir u gebore is ook sekerlik sterwe. Toe gaan Nathan na sy huis. En die Here het die kind wat die vrou van Uria vir Dawid gebaar het, getref, sodat dit ernstig siek geword het. En Dawid het die aangesig van God gesoek vir die kind. En Dawid het 'n tyd lank gevas en na binne gegaan en die hele nag deur op die grond gelê. Daarop kom die oudstes van sy huis na hom en wou hom van die grond laat opstaan, maar hy wou nie. Ook het hy geen brood saam met hulle geëet nie. Op die 7de dag het die kind gesterwe. En die dienaars van Dawid was bevrees om hom te vertel dat die kind dood was. Want hulle het gesê: Kyk, toe die kind nog in die lewe was, het ons met hom gespreek, maar hy het nie na ons geluister nie. Hoe kan ons dan vir hom sê
die kind is dood. Hy kan 'n verkeerde ding doen. Maar toe Dawid sien dat sy dienaars onder mekaar fluister, het Dawid gemerk dat die kind dood was. Dawid sê aan sy dienaars, is die kind dood? En hulle antwoord, hy is dood. Toe het Dawid van die grond af opgestaan en hom gewas en gesalf en ander klere aangetrek en in die huis van die Here gegaan en aanbid. Daarop het hy in sy huis gekom en gevra dat hulle brood aan hom moet voorsit en hy het geëet. Toe vra sy dienaars hom, wat is dit vir 'n ding wat u gedoen het? Terwille van die lewende kind het u gevas en geween. Maar net toe die kind dood was, het u opgestaan en brood geëet. En hy sê, toe die kind nog in die lewe was, het ek gevas en geween, want ek het gedink, wie weet, die Here kan my genadig wees, sodat die kind in die lewe bly. Maar nou is hy dood. Waarom sou ek dan vas? Sal ek hom nog kan terugbring? Ek gaan na hom, maar hy sal na my nie terugkeer nie. Daarna het Dawid sy vrou Batsheba getroos en daar ingegaan en by haar geslaap en sy het 'n seun gebaar. En hy het hom Salomo genoem en die Here het hom liefgehad. En hy het hom deur Nathan die profeet Jedidja laat noem terwille van die Here. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, dit is die woord van die Here. Hierdie aangrypende gedeelte, geliefdes, is 'n gedeelte wat elkeen van ons werklik ernstig aanspreek. Dit is die gebed van ons hart dat u hierdie gedeelte in die hart sal bewaar, dit oordink, hier weggaan en gaan doen wat die Here hier van ons vra. Ons teksvers is vers 13, 2 Samuel 12 vers 13. En Dawid sê vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. Nathan sê vir Dawid, so het die Here dan ook u sonde vergewe. U sal nie sterwe nie. Geliefdes, ons tema van hierdie preek, u is die man. U is die man. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, bykans ongelooflik lees ons hier in 2 Samuel 12 vers 9, dat koning Dawid die woord van die Here verag het. Dat hy dit wat verkeerd was voor die Here gedoen het. Gemeente, kan hierdie dieselfde Dawid wees waarvan ons verlede week gehoor het, wat die verlamde Mefiboset en sy gesin so wonderlik in liefde toegevou het? Kan dit dieselfde Dawid wees wat in Psalm 23 skryf, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groenwy velde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Wat in Psalm 23 vers 6 skryf, en ek sal in die huis van die Here bly, in lengte van dae. Kan dit die Dawid wees, wat in Psalm 40 vers 5 en 6 skryf, welgeluksalig is die man, wat sy vertroue in die Here stel, en hom nie wend tot hoogmoediges en leendienaars nie. Groot dinge het u gedoen, Here my God. U wonders en gedagtes vir ons, niemand kan met u vergelyk word nie. Wil ek dit verkondig en uitspreek, dan is dit te veel om te vertel. In vers 9 skryf Dawid, ek het lus, o my God, om u welbehae te doen, en u wet is binne in my ingewande. Gemeente, in een verwoestende middag, nadat Dawid vir Batsheba sien bad het, en binne dae daarna, verbreek koning Dawid die laaste 5 van die 10 gebooie van God. En as gevolg van hierdie onbesonde daad, sal sy lewe nooit weer dieselfde wees nie. Maar geliefde, enige mens wat vir koning Dawid na hierdie daad in die straat raakloop en met hom gesels,
sou dink dat Dawid met hierdie sondige en gemeene daad weggekom het. Want Batsheba bly nou by hom. En die kind is gebore. En Uria is dood. En alles in sy lewe lyk regtig of dit vlot verloop. Dit lyk of dit wat Dawid gedoen het om hierdie sonde toe te smeer, of dit gewerk het. Gemeente, maar as enige mens in hierdie tyd in die slaapkamer van koning Dawid sou kon inkyk, laat in die nag, as hy daar wakker rondrol omdat hy nie kan slaap nie, dan sou mens iets werklik anders beleef het. Ons lees in Psalm 32 vers 3 en 4 van hierdie verskriklike moeilike tyd wat Dawid beleef het nadat hy Uria vermoor het. Dawid skryf daar: Toe ek geswyg het, het my gebeente uitgeteer in my gebrul, die hele dag, want die hand was dag en nag swaar op my. My murg het verander soos deur somergloed. Gemeente, Dawid moes met hierdie moord, hierdie egbreek, hierdie diefstal, die leuns en die begeerte van sy naaste se vrou saamleef. En dit is duidelik dat tyd nie die onreg wat een mens so aan 'n ander gedoen het, kan uitvee nie. Geen nie om hoeveel tyd verloop nie. So 'n verskriklike sonde gaan by jou bly. Dawid het in hierdie tyd in duie gestort. Hy het beleef hoe die Here se almagtige hand hom soos 'n vuur brand. Hoe die Here in sy hart werk en hoe hierdie verskriklike sonde die hele tyd lewensgroot voor hom opdoem soos 'n onheilspellende berg. Geliefde, en dit is werklik nie so dat 'n mens maar net kan aangaan met jou lewe na so 'n sonde nie. Nee, as jy so ver val soos Dawid hier, gaan jy op die rand van die afgrond staan met jou sonde. En belangrik, die ewige regverdige God gaan Dawid of enige mens wat so gesondig het, nie daarmee laat wegkom nie. Daar kom 'n dag wat hierdie troue en regverdige God vir koning Dawid tot verantwoording gaan roep. God gaan deur sy onbeskryflike liefde Dawid eers ernstig straf en hom dan daarna as God se kind herstel. Maar hierdie pad waar die mens tot belydenis van sonde gelei word en waar die liefdevolle vergifnis na die belydenis kom, is 'n baie erge pad. Ja, dis soos 'n verskriklike bergpas. Vallende rotse en loodregte kranse is oral sigbaar op hierdie bergpas. Maar die liefdevolle God lei elke sondaar, soos ook vir Dawid, hierdeur. En wanneer die tyd reg is, stuur God iemand soos Nathan, sodat Dawid in absolute oorgawe op sy knieë kan kom. En elke gelowige wat so in sonde verval het, sal eers 'n nederige oorgawe voor God moet buig en hierdie sonde voor God moet bely. En nadat God hierdie sondaar deur sy oneindige genade en liefde vergewe het, dan kan die begenadigde sondaar opstaan. Dan eers is die saak voor God reggestel. Maar dit beteken nie dat so 'n gelowige nie ook gestraf gaan word nie. Geliefde, die tweede punt in ons preek, Dawid se sonde word ontbloot. U is die man. Nathan, die profeet van die Here, word gestuur om hierdie bitter moeilike opdrag van God te gaan uitvoer.
Ons leer die profeet Nathan ken in 2 Samuel 7, waar hy aan koning Dawid die wonderlike boodskap bring, wat ons in 2 Samuel 7 vers 8 en 9 lees. So moet jy dan nou aan my knegg, aan Dawid sê, so spreek die Here van die leerskare, ek self het jou geneem uit die weiveld, agter die skape weg, om 'n vors te wees oor my volk, oor Israel. En ek was met jou oral waar jy gegaan het, en het al jou vyande voor jou uitgeroei. En ek sal vir jou 'n groot naam maak, soos die naam van die grootes wat op die aarde is. Gemeente, nou stuur God hierdie selfde profeet Nathan 'n paar jaar later om hierdie merkwaardige boodskap aan die koning te bring, waarvan ons nou in 2 Samuel 12 gelees het. Nathan word deur die Heilige Gees gelei om dit in die vorm van 'n aangrypend toepaslike gelykenis te bring. 'n Gelykenis wat 'n ontsettende harde en 'n kragtige boodskap van vermaaning en straf bevat. Geliefde, en hierdie woorde van straf deur God, waar die kind wat hier uit Dawid en Batsheba gebore was, moes sterf, is dikwels vreemd vir ons begrip van God. Ons wil God graag net beleef as 'n liefdevolle Vader, wat ons net seën en net aan ons alles gee wat ons nodig het, omdat hy ons so lief het. Maar geliefde, een saak moet ons baie mooi verstaan. Die heilige, ewige God haat die sonde. En reg deur die Bybel leer ons dit, dat God deur alle eeue nog alle sonde straf. Gemeente, en hier beleef ons hoe Nathan met groot vernuf die swaard van God se woord binne millimeters van Dawid se gewete afbring, voordat die koning besef dat Nathan God se swaard in sy hand het. En voordat Dawid besef dat hierdie swaard op hom gemik was. Ons hoor nog hoe Dawid in woede uitskreeu, so waar as die Here leef, die man wat dit gedoen het, moet sterwe. Hy wat Dawid is, kan hierdie onreg van hierdie ryk man nie hanteer nie. Hoe kon hy, wat soveel skape het, hierdie arme man sy enigste lammetjie slag? En dan steek die swaard van God se woord reg deur Dawid se hart. Nathan sê, u is die man. Ata haish in Hebreëus. U is die man. Koning Dawid moes baie sulke sake verhoor, waar armes deur rykes benadeel word. En die koning beskerm altyd die geringstes, die behoeftiges en die armes. Hierdie gelykenis was dus presies wat Nathan moes bring, want onmiddellik besef Dawid dat hy self die ryk man is. Hy sien homself so duidelik soos daglig in hierdie gelykenis. Hy is die skatryk man wat die arm man sy enigste lammetjie gesteel het. En dan, aangrypend, vir die eerste keer in 'n lang tyd, hoor ons hoe koning Dawid van die Here praat. Deur die hele hoofstuk 11, terwyl hy met Batsheba en die sonde teen Uria besig was, het hy nie 'n woord oor God gepraat nie. Nou dat daar teen 'n arme so onreg gepleeg was, nou bulder hy dit uit, so waar as die Here leef. Geliefde, en presies so is dit met elkeen van ons. Terwyl ons besig is om God te bedroef deur 'n sonde teen hom te doen, is God so ver op die agtergrond dat ons eintlik nooit eers aan hom dink nie. Merkwaardig sê Dawid hier,
dat hierdie ryk man moet sterwe. Dawid sê hier dat hierdie ryk man moet sterwe wat so 'n arme man se lammetjie geneem het. Die vraag is, waarom moet hierdie ryk man sterf? Hy het tog nie 'n moord gepleeg nie. Maar julle sien, geliefdes, as dit oor iemand anders gaan, dan is ons in ons eie sondigheid gou om die ergste vir hom of haar toe te wens. En hoe dikwels sien ons sonde in iemand anders, en ons verwerk dan hierdie sonde wat ons ook doen. Ons Here Jesus kom aangrypend treffend in Matteus 7 vers 3 en 4 en verduidelik die saak so. En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe sal jy vir jou broeder sê, laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal? En kyk, in jou eie oog is 'n balk. Ja, geliefde, hier staan ons almal skuldig. Hoeveel keer sê ons, het jy dit van daardie een gesien? Het jy gehoor hoe hy of sy gemaak het? Dit is regtig so verkeerd voor God, wat hierdie of daardie een gedoen het. En in hierdie proses is ons geneig om die balk in ons eie oog te ignoreer. Maar in hierdie verhaal, geliefde, beleef ons opnuut hoe God alles weet. Hier beleef ons hoe hy presies weet wat die koning gedoen het. Ondanks alles wat God aan hom geskenk het, wat ons in vers 7 en 8 lees. Hy is as koning gesalf en hy is gered uit Saul se hand. Hy het alles gekry waaroor enige mens in die lewe kon droom. En sê die Here aan Dawid, as dit te min was, sou ek jou nog baie meer wou gee. God sê reguit hier vir Dawid, dat hy as koning enige jong vrou in sy hele ryk kon kry. Maar nee, hy neem Uria se vrou, en dan vermoor hy vir Uria. En daarom sê Nathan hier vir die koning, u is die man. Geliefde, en wat hier gebeur is merkwaardig. Elkeen van ons wat hierdie preek hoor, en wat Nathan hier hoor vandag vir God, waar hy deur die Heilige Gees ook vir jou en vir my sê, jy is die een. Derde punt van ons preek, God se eindelose genade. Hy sê vir Dawid, u sonde word vergewe. Geliefde, nou kan jy en ek maklik sê, maar ek het niemand vermoor nie. Ek het nie my naaste se vrou geneem nie. Maar geliefde, hierdie boodskap gaan oor elke verlore sondaar. Soos Dawid word ons ook hier ontbloot as die verlore sondaar. En wie van ons is nie presies sulke verlore sondaars sonder ons verlosser Jesus Christus nie? As ons eerlik na die wet van God luister en onsself ondersoek, dan besef ons dat ons in werklikheid 0 uit 10 vir die nakom van die 10 gebooie kry. Ons lees mos in Jakobus 2 vers 10, want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. In aansluiting hierby sê ons Here Jesus in Matteus 5 van vers 22 af, julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan moet verantwoording doen voor die gereg. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. En so kan ons aangaan en oor ons eie sondes redeneer. Ons sondes wat in die woord van God geopenbaar word. Elkeen van ons
hoor die profeet Nathan hier vir ons sê, jy is die een, man, vrou en kind, staan in hierdie lewe skuldig voor die heilige, ewige God. Elkeen wat eerlik voor God staan, weet het ons al hoeveel keer gesê het. Waarom het ek dit gesê wat ek nou gesê het? Waarom het ek die een vir wie ek lief is, so seer gemaak? Waarom het ek hierdie lelike ding gedoen? Ek het mos voor God geweet dat dit verkeerd is. Geliefde, en so is elkeen van ons skuldig. En die enigste oplossing vir hierdie reuse krisis van die sonde in ons lewe is dieselfde as wat Dawid se oplossing was. Hy huil dit uit in 2 Samuel 12 vers 13. Ek het gesondig teen die Here. Geliefde, en nou maak Psalm 51 vir ons regtig sin. Na hierdie besoek van die profeet Nathan, huil koning Dawid dit uit in Psalm 51. Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid. Delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u kan regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. En dan wonderlik, nadat koning Dawid sy sonde so voor God bely het, vra hy God om vergifnis. Ons lees Psalm 51 van vers 9 af. Ontsondig my met hyssop, dat ek rein kan wees. Was my, dat ek witter kan wees as sneeu. Verberg u aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Merkwaardig lees ons in 2 Samuel 12 vers 13 dat God hom verhoor en uitred. Die Here het u sonde vergewe. U sal nie sterwe nie, sê Nathan hier as boodskap van die almagtige, liefdevolle, genadige God. Geliefde, maar ondanks die vergifnis deur die liefdevolle God, is hierdie babaseun van Dawid tog dood. Want God straf alle sonde. En presies so word al ons sondes ook gestraf. Ons Here Jesus sê vir elkeen wat vandag deur hierdie preek onsself as verlore sondaars voor God gesien het, wat besef dat elke sonde wat ek en jy doen teen die ewige heilige God is. Maar elkeen van ons wat vir God die Vader nederig om vergifnis vra, op grond van die offer van sy seun, ons Here Jesus Christus. Elkeen van ons word absoluut, totaal en al vrygespreek van al ons sondes. Ja, ons word vrygespreek omdat ons Here Jesus ons met sy bloed witter as sneeu gewas het. Ons Here Jesus sê vir ons dat Romeine 8 vers 1 nou vir ons geld. Ons lees daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Geliefde, Christus Jesus het al ons sonde op hom geneem. En dit het hy gedoen deur daarvoor met die kosbaarste iets wat bestaan te betaal. Met sy bloed wat hy aan die vervloekte kruishout gestort het. Daar was al ons sonde by hom
en het hy ons ou sondige mens saam met hom laat sterf. En deur sy kruisdood en deur sy opstanding skenk hy aan ons die nuwe ewige lewe. Nathan sê vir Dawid, u sal nie sterwe nie. Geliefde, en nou dat ons vrygespreek is, nou dat God die Vader elkeen van ons sien, rein en heilig en wit gewas in die bloed van ons Here Jesus, gaan ons ook nie sterwe nie. Ons Here Jesus sê ook vir ons vandag, elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Wat 'n wonderlike, bevrydende, 'n absolute, jubelende boodskap is dit nie. Here, u het ons vergewe op grond van u kruisdood en daarom kan ons lewe. Geliefdes, mag elkeen van u hierdie gebed uit u hart uitbid. En mag die almagtige ewige God u so lei deur sy Gees om met alles wat u het in u verlosser, in my verlosser, Jesus Christus te glo. Want dan is u rein en heilig. Amen. Kom ons dank die ewige God in die gebed. Driemaal heilige, drie enige God. Baie dankie dat u woord vir ons 'n lamp is vir ons voete. 'n Lig waarin ons werklik kan sien en wandel. Wil u gee dat hierdie woord, wat hier deur 'n armsalige sondaar soos ek gekom het, dat hierdie woord deur u Gees en deur u liefdevolle genade en elkeen wat hierna luister, se harte sal blom en sal vrug dra net tot u eer alleen. En hier waar ons nou opnuut besef dat ons keer op keer teen u en teen u woord sondig, gee dat ons hierdie aanmaning en hierdie teregwysings van vandag sal hoor. Ons wil voor u nederig buig en pleit, soos Jeremia in Jeremia 17 vers 14, maak my gesond, Here, dan sal ek gesond word. Verlos my, dan sal ek verlos word. Dankie Here Jesus, dat u ons kon verlos het uit die kloue van die bose, dat u die sonde van ons weggewas het. Dankie dat u aan ons die ewige lewe by u kom skenk het. Hemelse Vader, ons dra nie besonder ook in hierdie oggend hierdie gemeente van u aan u op. U ken ons elkeen. Liefdevolle Vader, dit is die gebed van ons harte, dat u elkeen van ons sal lei op u ewige pad, die pad van die verlostes. Skenk asseblief aan ons in hierdie moeilike tyd u vrede, u vreugde en u liefde. Wees u alleen die koning van ons lewe, deur u Gees in ons harte. Ons loof en prys u Vader, dat ons dit alles van u mag vra, in die naam van ons verlosser, u Seun, ons Here Jesus Christus, en deur die krag van u Heilige Gees. Amen. Geliefdes, as slotsang, kom ons sing as afsluiting van die erediens, Gesang 128 vers 1 tot 5. Gesang 128 vers 1 tot 5. Neer my lewe laat dit hier, u gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig.
leer my hande makel sterk, diensbaar in u goeie werk, neem my voete skoeil Heer, met bereidheid tot u eer. Neem my stem en laat my sing, aan u Heere hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, hul sal vind wat na u vraag. Leer my goud en silwer Heer, niks nou met my eie meer, al my kennis en verstand, stel ek in die Vaderhand. Maak my hart vir u tot troon, deur die Gees wat in my woon, rig my wil, gevoel en daad, altyd na die wyse raad. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan die toekoms in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons hemelse Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen. Geliefdes, net die volgende afkondigings, hierdie week se verjaarsdae. In die eerste plek, Sondag die 18de Julie, verjaar Suster Hilda Brits. Vandag, Sondag 18 Julie, Hilda Brits. Dinsdag die 20ste Julie, Tannie Emerentia Potgieter van Twee Riviere. Tannie Emerentia Potgieter verjaar dinsdag. Donderdag die 22ste Julie, Suster Martie Brits en Tannie Rachel Loek. Donderdag die 22ste Julie, Martie Brits, Suster Martie Brits en Tannie Rachel Loek. Dan Vrydag die 23ste Julie, Janay Brits. Janay Brits, Suster, dit is Hilda Brits se dogter, Janay Brits. En dan Vrydag ook Shamaine en Rico en Tannie Irene van Wyk. Hierdie mense verjaar hierdie week. Baie hartlik geluk aan elkeen van julle met julle verjaarsdag. Mag dit werklik 'n besonderse dag wees waarin julle geliefdes julle werklik bederf. Mag julle ook in die jaar wat voorlê die liefde, die warmte, die genade, die barmhartigheid van God ons hemelse Vader deur sy Gees ervaar en mag julle ook geseën word met gesondheid en met sy liefde. Baie geluk julle. En dan is daar 'n persoon wat aansoek gedoen het vir lidmaatskap by ons gemeente. Die volgende persoon het aansoek gedoen om lidmaatskap en hier is die eerste afkondiging dan nou vir die kennisname en approbasie. Petronella Gertina Niemann van Twee Riviere Aftreeoord B14. Sy kom van die AP Kerk Wonderboom en sy is nou hier by ons en Suster Ronel Niemann skakel reeds wonderlik in by die Bybelstudie van Twee Riviere en by soveel ander geleenthede. Sy wil ook betrokke raak by die plakkerskamp omdat sy 'n passie het om met kinders te werk. En dit is so wonderlik as ons so iemand kry en sommer dadelik kom hierdie een en sê, maar waar kan ek vir die Here help? Waar kan ek vir die Here werk? Ek wil graag vir die Here werk. En Suster Ronel het gesê sy wil graag by die plakkerskampe betrokke raak. Ag, en is wonderlik as sy haar gawes en haar talente reeds daar wil in kom aanwend, geliefdes, en dat sy ook reeds by die Bybelstudie betrokke is. So sy is dan nou die eerste Sondag vir approbasie, is sy dan nou hier voorgehou. Geliefdes, aan elkeen van u 'n wonderlike geseënde dag en mag die Here u en ook in hierdie week behoed en bewaar en in sy arms en in sy liefde toevou. Dankie, totsiens.